Ek maak my hart vir julle oop. Ek wil hê dat julle in my teenwoordigheid moet kom. Ek wil hê dat julle hier by my moet kom sit. Want dit is tyd vir ons om met mekaar te kan praat. Om mekaar se harte te kan deel. Want ek julle gekies, want ek julle liefhet. Julle is myne. Ek het betaal vir julle, ek het hier betaal vir julle. En ek het my gees gestuur om op julle te kom. Om julle te help, om in my te bly. Ek het my woord vir julle gegee. My woord om julle te dra. My woord om julle op te tel wanneer julle val. My woord om genesing te bring. Ek het julle gemerk sodat die vyand sal weet. Julle kan nie geraak word nie. Ons kniel voor U, Jesus. Ons aanbid U. Ons maak nou ons harte oop vir dit wat U wil doen, Heilige Gees, sodat U verheerlik sal word. Alles wat ons doen. Amen. Gooi ek 'n bietjie die klank neer mekaar vanoggend. Ek sal nou sagter praat want ek het nie bedoel om hard met julle te praat nie. Kan ons dit na die tyd doen? Vader gesê, maar hier is 'n plek waar jy en my kan staan. Daar is nog plek vir jou vanmôre. Dankie. Ons vat daai woord. Ek wil vanmôre vir jou vra. Wys gou vir my, waar is jou Bybel? Elkeen van ons het of 'n harde kopie of ons het dit op ons fone of waar ook al. Ek het vir Karel gevra, Karel, waar is die groot Bybel wat ons gekoop het vir die kansel? Jy sien, want ek het nou gaan voorberei oor die Bybel. En gister toe ek lees, toe kom ek agter, maar as ek vanoggend hier gaan kom staan en uit my Bybel uit lees, gaan ek die hele tyd so moet staan. En ek wil nie so staan nie, want ek wil vir julle kyk. Daai syfertjies het 'n bietjie klein geraak. So ek moes dit op die iPad kom sit en die syfers groot maak, want ek gaan vanmôre net skrif met jou deel. Gaan uit die skrif uit praat. En wat ek vir jou wil vra is, en ek gaan dit nou sommer ligtelik sê, want dit is hoe ek dit op die oomblik beleef het. Jy weet, ons sit almal met Bybels. Ons sit almal met 'n weergawe van die Bybel. Maar die een wat hier gelees moet word, is toegesluit in 'n kluis, omdat ons te bang is hy word gesteel. En is dit nie ook so wat ons baie keer doen met die Bybel nie? Ek het nou 'n mooi ding wat ek op die internet gekry het oor 'n storie wat die Bybel vertel, maar ons tyd is vanmôre gevat deur omstandighede, so ek wil die boodskap bring. As daar tyd is, sal ek dit lees. Ek wil vir jou eers lees uit Amos 8. Dit is 'n baie interessante gedeelte van die woord, want baie keer verstaan ons dit verkeerd. En as God self wat hier praat, hy sê, die tyd kom dat ek, wat God is, 'n hongersnood oor die land sal stuur. Nie 'n honger na brood of water nie, maar om te hoor wat ek sê. Mense sal angstig soek na woorde van die Here.
Hulle sal soek van see tot see, van die noorde tot die ooste, maar dit nie kry nie. Almal sien hierdie beeld, hy's 'n boer, hy sien hierdie beeld van 'n visioen van 'n mandjie met ryp vrugte. En die Here sê van, wat sien jy? En hy sê, Here, ek sien 'n mandjie vol ryp vrugte. Toe sê die Here vir hom, my volk Israel, my gemeentes, is soos hierdie vrugte. Hulle is ryp vir straf. Ek gaan hulle straf nie langer uitstel nie. Nou wat hier in almal se tyd gebeur het, die woord was daar gewees. Die sinagoges waarna toe hulle gegaan het, of wat hulle kerk ook al genoem het, was daar. Hulle het die woord gehoor, wanneer hulle by mekaar gekom het. Al van hulle uit Egipte uit deurgetrek het, was die woord aan mekaar daar vir hulle gewees. En hulle wyk af van die woord van God aan mekaar. Wanneer jy Bybel lees, of wanneer jy kerk toe kom, en jy hoor die woord van God, wat is jou reaksie daarop? Wat is jou reaksie op daai woord wat jy hoor? Vat jy dit, en jy vat dit terug na die Here toe, en jy gaan vra vir die Heilige Gees, Here, help my, om dit wat U vir my hier in die woord gee, te gaan uitleef. Want dis wat God van die volk verwag het, dat hulle sy woord sal uitleef. Hulle moes 'n getuie gewees, 'n getuienis, 'n voorbeeld gewees het vir al die nasies rondom hulle. Daai droogte wat God hier bring, dis nie 'n droogte wat vasgesteek het in almal se tyd nie. Dis 'n droogte wat ons vandag ook nog het. Jy sien, maar behalwe die groot probleem is, of die groot verskil is, in almal se tyd het God gesê, ek bring hierdie droogte oor julle. Maar wat doen ons? Ons bring nou self hierdie droogte oor ons. Want ons wil nie luister na wat die woord sê nie. Ons gaan haal selektief stukkies uit wat vir ons maklik is om te leef, en ons merk die gedeeltes in die Bybel wat die Here praat, maar dis waar dit bly. Ons verstaan nie in die gees hoe ernstig dit is om God se woord te aanvaar as die waarheid nie. As ek en jy vir God aanvaar as ons God, ons skepper, ons verlosser, ons helper, dan beteken dit tog, ek glo hom, en ek glo sy woord. Ek glo wat hy gepraat het, dat dit die waarheid is. Party sit sy woorde om in ander woorde. Party ignoreer dood eenvoudig die woord. Hoe koud is die kerk nie besig om te word, omdat hulle die droogte oor hierdie woord van God bring nie. God se woord is veronderstel om lewend te maak. God se woord is veronderstel om verandering te bring. God se woord is daar om jou 'n nuwe seisoene in te vat. God se woord is daar om vir jou rigting te gee. Dis God se bloudruk vir ons lewe. As jy vir 'n argitek vra om vir jou huisplan op te stel, jy weet niks van beplanning nie, jy weet niks, en hy bring daai planne na hom toe, dan sê hy, nee, ek dink jy het 'n fout gemaak hier, en so aan, want jy sien 'n ding in jou kop. En daai ding is nie noodwendig dit wat in die woord is nie. Jy sien, ons het gekom by 'n plek wat ons vanmôre vir mekaar kon gesê het, ons wil na die Here toe gaan om te vra dat hy ons help om reg te maak wat verkeerd gegaan het. Hierdie volk, hulle het al die antwoorde gehad in God se woord. Hulle gaan doen hulle eie ding. Ek het vanmôre met Marita gepraat. Ons bid elke dag saam met mekaar, paar keer. Ons bring goed na mekaar toe waar ons met mekaar praat.
Maar is een ding wat in my huis reggestel moet word. As ek iewers besig is om voor te berei, dan sal ek gou 'n paar versies met haar gaan deel. Of as sy voorberei, dan bring sy iets. Sy het maandag die Heilige Gees met haar gepraat en ek hoop daar gaan iewers 'n platform oopgaan dat sy daai boodskap kan bring, want dit het my, ek gaan 'n Engelse woord gebruik, dit het my gefloor toe sy dit met my deel. Maar weet julle wat? Soos wat ons elke dag met mekaar bid, en ek praat nou uit ons huis uit, so lees ons nie elke dag saam met mekaar die woord nie. En ons het vanmôre weer 'n kommitment gemaak. Ons het weer gaan doen. Saam met ons gebed. Saam met ons met mekaar praat oor die Here. Saam met ons uitleef daarvan. Om weer, nie net as 'n individu nie, maar as 'n gesin, as huweliksmaats, te gaan stil sit rondom God se woord. Die Heilige Gees praat met ons. Die Heilige Gees breek goed vir ons oop. Dis hoekom ek vanmôre hier voor jou kan staan met hierdie boodskap. Want die Heilige Gees het vir my dit oopgebreek. En die tweede deel wat hy vir my gegee het, het my ook uitgebal. Want ek het nog nooit in my lewe gedink om die twee skrifgedeeltes bymekaar te sit. Ons gaan nou in 'n paar weke se tydperk in waar ons gaan verootmoedig voor die Here om vir hom te vra om die verlede af te sny in die nuwe toekoms wat ons in te stap met totaal iets anderster. Want ons wil 'n dag hou wat ons kan liedere sing om die Here te eer, waar ons getuienisse kan lewer, waar ons woord gaan lees met mekaar en waar ons saam kan bid. Want dis die bloudruk wat die Here nie net vir huisgesin gee nie, dis die bloudruk wat die Here gee vir 'n gemeente ook. En om brood oop te breek, om woord oop te breek. Dit is so belangrik dat ek en jy besef dat dit 'n geskenk van God is, dat ons sy woord kan hoor. Ek weet in almal se tyd was daar's hele klomp kopieë van die woord van die dag gewees. Ons sit met duisende en duisende Bybels in boeke winkels die boeke wat in winkels te koop is. Ons sit met hoeveel weergawe van die woord sit jy op jou iPad of jou foon. Hier's nie 'n droogte aan die beskikbaarheid van die woord nie. Hier's 'n droogte van wat ons doen met die woord. Jy weet, want ons het baie keer klappe aan, soos 'n muil klappe aan het, en die muil stap nou maar net aan en aan en aan. En ons gaan aan by ons selgroepe, ons gaan aan by die vroue fokus, en ons gaan aan met die jong mense, en ons gaan aan hier, en ons gaan aan hier. Is die hier en die hier en die hier, is dit gerig op dit wat die Here wil hê jy moet besig wees mee? Is dit wat die Heilige Gees kom oopbreek? Want wanneer jy woord lees, breek die Heilige Gees vir jou oop. Hy gee vir jou openbarings oor goed. Nie oor 'n openbaring oor die Lamborghinis wat hulle eendag by jou ook gaan kom oplaai nie, maar 'n openbaring oor die woord van God, oor wie hy vir jou is. 'n Openbaring van wie hy vir hierdie gemeente is. Sy woord wat oopbreek. En ons kom nou by 'n plek. Ons begin vanmôre daarby. En die eerste ding wat ons gaan net na die Here toe bring, om hom te vra om ons te vergewe, is die feit dat ons sy woord by ons het. En dat daar tye in ons lewe is, dat ons sy stem nie reg hoor nie. Dat ons sy stem interpreteer met die goed wat ons mee sit, en die goed waarvoor ons wag, en die goed waarvoor ons bid. God sê vir Salomo, ek het jou gebed gehoor, want ek weet jy het hierdie tempel opgerig vir my. Kan jy vanmôre voor die Here staan en sê, Here, ek het hierdie tempel, ek het myself vir U opgerig. Dis waar dit inkom.
Het ons net Sondag Christene geword? Het ons net geleentheidschristene geword? Of kan ons stap met die wete dat dit wat in ons harte ingebrand is deur die Here van hom afkom? Is van julle wat vandag wil doop? En dit is fantasties. Dit is 'n opdrag van die Here af. Kom tot bekering, en dan laat jy jou doop. Dit is 'n vaste beginsel. Maar hoe breek ons hierdie ding waarin ons is? Hoe breek ek en jy vanoggend hierdie droogte? Weet, Amos het 'n hele paar 100 jaar na Dawid geleef. Dawid het 'n klomp goed geskryf. Dawid was 'n man wat 'n pad met die Here gestap het. Hy het opgemors langs die pad, maar Dawid het geweet hoe om terug te gaan na die Here toe. En ek wil vanmôre Psalm 51 saam met Amos gebruik. Want Amos sê die Here, ek bring daai droogte. Dawid het lank voor Amos al geweet om daai droogte te breek. Amos, ek weet nie of hy in sy tyd onthou het van wat Dawid geskryf het nie. Maar die Here het met 'n boodskap gesom. Hy sê hierdie vrugte wat jy sien, hulle gaan nou vrot word. En laat die dag nie aanbreek dat ons iewers vrot word in ons geestelike lewe nie. Want ons moet nou by 'n punt kom wat ons gaan klaarmaak met die verlede. Ons gaan klaarmaak met die goed wat 'n struikelblok is tussen ons en die Here. En ek wil vir 'n oomblik vra dat jy nie nou hierdie teks gaan lees nie, dat ek en jy saam kan gesels daaroor, want ek gaan dit lees. Ek sal dit vir jou lees. Maar ek wil met jou praat daaroor. Ek wil met jou praat, wat het Dawid gepraat? Wat het Jesus kom doen? Wat het die Here kom doen? Wat het God met Dawid kom doen, wat Jesus vir ons kom doen? Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde, wis tog my sonde uit, op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Wat doen Dawid? Hy kom sê, Here, ek het opgemors. Ek kom lê my sonde voor u. En dis die begin, waar ons begin, om skoon te maak met die Here, sodat daar herlewing kan kom. Want as ons klaar is met Psalm 51, dan moet daar herlewing ook kan kom. Lê dit wat tussen jou en die Here is, lê dit voor die Here. Hy wag om dit skoon te maak. Dawid sê, Here, wees my net genadig. Dawid ken die Here. Hy ken die Here. Hy weet dat die Here 'n God van liefde is en sal vergewe. Vers 5 en 6. Want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig voor my. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Dawid het 'n ander man laat doodmaak sodat hy sy vrou kan vat. Wat is dit wat jy doen? Wat is dit wat ek doen? Erken ons God wanneer ons verkeerd doen. Erken ons God as ons nog nie tot bekering gekom het nie. Erken ons God, erken ons hom enige tyd wanneer ons iets verkeerd doen. Want die Heilige Gees is daar om ons, hy stamp so 'n bietjie aan jou. Erken dit. Want Dawid sê, Here, ek weet ek het gesondig. Ek weet ek het verkeerd gedoen in u oë. Gedoen wat u vir my gesê het, ek nie mag doen nie. Ek moet skoon voor u lewe. Daarom is u uitspraak reg en u oordeel regverdig. Want ek is as sondaar gebore en was dit toe my ma swanger was met my. Die profeet kom by hom en hy sê vir Dawid hierdie storieetjie van 'n man wat 'n ander man se vrou gevat het. En Dawid besef, was ek wat verkeerd gedoen het? Dawid besef sy sonde en hy besef ook dat sy sonde nie ongestraf kan bly nie. Ek en jy kan nie net maar aangaan met die verkeerde goed waarmee ons besig is nie. Jy sien, want toe hy daar vir Batseba gekyk het, en toe hy al laat haal het hy nie gedink hy doen verkeerd nie, want sy kop was nie op die regte plek gewees nie. En baie keer as ons kop nie op die regte plek nie, dan vang ons snaakse goed aan.
En Dawid weet, hy ken die geskiedenis van die volk. Ons weet hoe God werk. Ons weet hoe God in die Ou Testament gewerk. En ons weet hoe het God met Jesus gewerk. Dat selfs God die sonde van my en jou moes gestraf het om ons te kan skoonmaak. Dawid bring het. Hy sê, Here, U is regverdig. As U my nou doodmaak, is U regverdig daarin. Maar U verwag waarheid in die hart. U leer my om wysheid te besit. Dawid weet wat God se instruksies is. Ons weet wat God se instruksies is. Ons weet wat hy van ons verwag. Wees lief vir mekaar, sodat die wêreld kan sien julle is my getuies. Hoekom beklei ons dan so baie met mekaar? Jy sien man, is die eie ek. Ek is koning. Ek kan haar vat as ek al wil hê. Ek is ek kan dit doen. En jy breek af, en jy verwoes. Die Here weet wat in jou hart aangaan. Hy weet presies wat daar aangaan. Jy kan dit nie vir hom wegsteek nie. Dan kom Dawid, vers 9. Neem weg my sonde met hyssop, sodat ek skoon kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Gee my tog weer blydskap en vrede. Hy vra vergifnis. Here, maak U my skoon. Dawid besef dat hy homself nie kan skoonmaak nie. Ek en jy moet besef dat ons kan onsself nie skoonmaak nie. Ons moet die Heilige Gees hê. Ons moet die Here hê om ons skoon te maak. Jy kan daar in 'n poeltjie gaan inspring en probeer om jouself skoon te kry. Ons kinders het 'n bulldog. En as ons hom nou moet kyk en ons gaan stap, kyk ons net dat daar nie water is naby nie, want die ding hardloop en hy gaan val in water in. Maar dan is hy vuil. En baie keer val ons in vuil water. Baie keer val ons nie in skoon water nie. Die Here is die skoon water. Die Here is die vergifnis. Dawid vra vir herstel. Gee my tog net weer blydskap en vreugde. U het my stikkend gebreek. Laat my net weer vol vreugde wees. Moenie let op my sondes nie en wis al my oortredings uit. Die Here hier's ek. Hierdie goed wat ek doen pla my. Dis dan ons gewete gaan ons baie keer pla. Ons nie ons gewete wat ons pla nie, dis die Heilige Gees wat vir ons kom help om skoon te kom. Vra herstel. Vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe standvastige gees. Dawid vra om nuut gemaak te word. Moenie my verban weg van U teenwoordigheid nie en moenie U Heilige Gees van my af wegneem nie. Dawid weet die Here kan hom wegstoot oor wat hy gedoen het. En daar's goed wat ek en jy partykeer doen wat so ernstig is dat ons ook net besef, nou is ek in die moeilikheid, die Here kan hy my wegvat. En ons gebed moet wees in dit, Heilige Gees, Vader, moenie U Gees weg van my afvat nie. Heilige Gees, ek het U nodig in hierdie situasies waarin ek my bevind. Ek het U nodig vir my hele lewe, van my opstaan tot my gaan slaap. Selfs in my drome, waar hy kom praat oor met jou in drome en visioene. Die Here is daar vir ons. Vers 14 en 15. Gee my tog weer die vrede van U redding en maak my gewillig om U te gehoorsaam. Here, hier's ek. Vat net hierdie goed van my weg. Here, ek wil gehoorsaam lewe. Heilige Gees, ek het U nodig om gehoorsaam te wees. Luister dan wat sê Dawid. Dan sal ek oortreders U weer leer, sodat sondaars hulle tot U sal bekeer. Verlos my van bloedvergieting, God, my redder God, dan sal ek voluit sing van U geregtigheid. Met wat ander woorde, wat sê Dawid? Here, verander my sodat ek vir U kan werk. Verander my sodat ek U diensknegt kan wees. Verander my sodat ek die getuie verander kan wees, sodat hulle
U kan aanneem as verlosser. Wat is daar in jou lewe wat blok, dat jy nie kan kom by daai plek, waar jy getuie kan wees nie? Wat hou jou terug? Wat stop jou? Dawid, hy vra dat die Here vloeke breek oor hom. Verlos my van hierdie bloedvergifting. Hy is 'n ou wat baie oorlog gemaak het. En dan net vers 17 tot 19. Help my om te praat, Here, sodat ek U lof kan verkondig. U verlang nie offers nie, anders sou ek dit bring. Selfs brandoffers wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is 'n gebroke gees. Dawid weet waaroor bekering gaan. Hy kom gee al hierdie goed. Hy praat met die Here oor al hierdie goed en hy kom staan voor die Here om tot bekering. Hy kom tot bekering. Hy draai weg. Hy sê, Here, ek sal vir U getuie wees, ek sal praat. Ek sal 'n godsman word en hy het 'n godsman geword. En Dawid sê 'n belangrike ding en ek wil afsluit daarmee. Hy sê, Here, 'n gebroke en 'n berouvolle hart sal U nie verwerp nie. Wat is vir God aanneemlik wanneer jy na hom toe kom om te kom regmaak? Is jou hart. Is jou hartsingesteldheid. Nee, ag nee. Okay, Here, ek hoor by almal ek het nou gesonde, maar hier's ek vat nou asseblief my sonde weg dat ek iets anderster kan doen. Nee. Om op jou knieë voor hom te gaan, te gaan huil. Te gaan huil, nie oor wat jy aan ander mense gedoen het nie. Nie oor wat jy in jou man en teen jou man en vrou doen nie. Nie wat jy teen jou familie doen nie. Nie wat jy teen vriende doen nie. Nie wat jy teen jou vyande doen nie. Maar wat jy teen God doen. Want raak jy aan iemand anderster, dan raak jy aan God. Raak met jou gedagtes teen iemand, dan raak jy in jou gedagtes teen God. Spreek dinge uit teen ander, jy spreek dit uit teen God. Die Heilige Gees is deur God gestuur presies daarvoor om ons te kom help om weg te loop van hierdie goed af, 'n nuwe te begin. As ons as gemeente opstaan vir die nuwe begin, vir die nuwe pad waarna toe ons gaan, dan beteken dit dat elkeen van ons, dat ons mekaar se hande sal vat. Dan nie een sal uitstaan en sê, wag, hierdie ding, ek is net die ou vir daai ding. Ek sal dit doen. En sê, Here, en dis die vraag wat ons vanmôre na hom toe bring, die gebed wat ons vanmôre na hom toe bring. En ek sluit daarmee af. Here, wat kan ek vir U doen? Here, hoe wil U hê moet ek dit doen? Here, gee vir my die regte oomblik om dit te kan doen. Want dan bring ons die strome van lewende water terug en ons breek die droogte van die woord. Dis wat God van my en jou vra. Ons gaan hierdie gemeente bou. Ons gaan God se werk doen, ons gaan God eer, as ons bly hande verhou en mekaar help. En laas die pad, gaan iemand val. Ons moet daai persoon nie verder aftrek nie, optel. Ons gaan 'n gemeente wees wat optel. Gemeente wat optel. Vader, ons kom net na U toe en ons sê dankie vir elke persoon wat hier is vanmôre. U ken elkeen se hart. Here, U weet van twyfels, U weet van stoeierye. U weet van deurbrake wat nie daar is nie. Here, maar vanmôre kom ons as gemeente en ons wil ons voor U kom kniel en net kom sê, Here, maak ons harte skoon. Maak ons harte wit. Maak ons lewens wit. Here, ons kom lê af wat U wil hê ons moet af lê. Heilige Gees, wys vir ons
Here, ons sien uit na die 9de wat ons as gemeente saam met mekaar kan hande vat vir die begin van iets groots en iets niets. Maar tot nou, Here, praat U Heilige Gees met ons by ons huise. Kom help ons. Here, ek kom spreek vanmôre, Heilige Gees, soos wat U gewys het. As daar neidigheid en kwaad praat is, vra ek, verwyder dit net, Here, kom verwyder die eie ek in ons harte. Want dit gaan oor Jesus, dit gaan oor wat U wil hê ons moet doen, dit gaan oor wat U in ons lewens inbring, in ons individuele lewens ook. Here, ons kom lê hierdie goed neer. Ek vra, Vader, in die naam van Jesus, dat die kwaad praat sal stop. Here, ons is lief vir U. Ons wil lewe spreek. Ons wil liefde spreek. Heilige Gees, help ons dat dit 'n uitstaan ding in hierdie gemeente gaan wees. Here, kom breek jaloesie vanoggend in die naam van Jesus. Here, ek bring elke siektoestand wat daar is. By ons families, by vriende, elke siektetoestand, Jesus, gee ons vanmôre vir U en ons sê, dankie Here, dat U die geneesheer is. Dankie dat U herstel bring in genesing, in die bediening rondom genesing, sodat ons kan met 'n harde, oop hart, kan hart uitskree, sagte harte in ons, kan hart uitskree, Jesus, 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 U is heilig. En ons buig vanmôre voor die naam, bo elke naam. Ons redder, ons Here, Jesus Christus, wat gekom het, omdat die Vader hom gestuur het. Die Here kom breek mure om jou los. Hy kom breek mure wat jy om jou gebou het, los vandag. Want die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Here, dankie dat ons in die lig kan stap vandag, in die lig kan beweeg, sodat U verheerlik sal word deur alles in ons lewe. Mag die liefde, die teenwoordigheid, die beskerming en die seën van God ons Vader en van Jesus ons Verlosser en van Heilige Gees ons helper met jou wees vir die res van die dag en totdat hy terugkom, waar ons in 'n ewige lewe saam met hom sal wees. Amen.